Just place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend their knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He is worthy of all your praise. Blessed are those who walk with Thee, whose hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see His glory. Blessed are those who die to live, whose joy it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh, to Jesus, oh, for Your glory. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on and bring your offering. Sing if you know His grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I bless Your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the praise that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless Your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause He goes before me. Every chance I get, I bless Your name. Bless God who holds the victory. Bless God who is always with me. Bless God who is always worthy. Every chance I get, I bless Your name. Every chance I get, I bless Your name. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He is worthy of all our praise. Come on and bring your offering. Sing if you've known His grace. Come on and lift up your holy hands. He is worthy of all our praise. Oh, desir ti en
1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will live and believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you are walking freedom, and if you are His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, you are lifted high, holy, holy forever.
Jesus se disippels vra vir hom, Jesus, leer ons bid. En hier is een van ons ou skatte. Kom ons sing die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy
Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skade net soos ons vergewe. Die wat teen ons sonde maak ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die rijk en die sterkte en die ere vir ewig en eeuwig. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons U gebed wat U vir die disippels geleer het, ook nou kon bid. Nou kon sing en dit bevat als, Here, U grootheid, U almag, dat ons deel is van U koninkryk en dat U koninkryk sal bly staan. Dankie dat ons ook vir U kan kom vra om vir ons te gee wat ons nodig het, vanaand hierso. Geef vir ons daaglikse brood hier vanaand, Here, maar ook dit wat ons fisies nodig het in hierdie lewe. Here, maar ek dink die grootste ding, vergeef ons sondes. Maar mag ons ook ander gaan vergewe. Dankie dat ons vanaand kan weet, ons aanbid die enigste lewende God. Here, dis U wat hierdie reën laat val, dis U wat die seisoene laat verander, dis U wat die weerpatrone ken, nog voordat die mens weet wat gaan gebeur. Here, en U is hier teenwoordig. Heilige Gees, U is hier by ons, hier in ons, hier rondom ons. En mag U vanaand ook hierdie woord vir ons oopbreek. Mag ons die teenwoordigheid so beleef. Ons prys U, ons eer U, ons dankie. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke inneem. Marlijn span, dankie vir die aanbiddingstyd saam met julle. Nou van my kant af baie welkom. Ek is baie dankbaar dat jy vanaand gekom het. Dit sou baie vreemd gewees het om net vir die personeel hierdie boodskap te bring, maar ek is regtig bly vir elkeen van julle, vir al die nuwe lidmate, baie welkom. Dit was regtig 'n eer en 'n fees om saam met julle die laaste 7 weke so te spandeer het en meer van die Here te leer en meer van onsself. Nou net een afkondiging wat ons gemis het, en dis hierdie een, ons wil graag vir Darius en enige iemand wat nog hier sit, wat die Comrades moontlik volgende Sondag hardloop, wil ons sê baie sterkte. Ons het vanoggend ook vir hom sterkte toegewens, maar ek dink hy het 2 keer nodig dat iemand vir jou sterkte toewens. So Darius, baie sterkte. Ek kan met hierdie ligte glad nie sien waar jy sit nie. Ek dink hy is daar agter. Ons bid vir jou en vir almal in die gemeente wat hardloop en mag jy 'n goeie dag beleef. Mag jy regtig die Here beleef en ervaar op jou pad. En terwyl ons hierdie kant vir jou bid, mag jy ook daai kant vir ons bid. Maar baie sterkte en mag jy 'n goeie dag hê. Kom ons klap vir jou hande. Hy het dit nodig. Nou vanaand begin ons 'n nuwe reeks en ek is opgewonde om dit te begin en dis 'n reeks waar ons so bietjie meer na teksverse gaan kyk, na stories wat afgespeel het in die Bybel en dan daai teksverse laat amper die teksverse die praatwerk doen en dan gaan ons kyk maar hoe is dit van toepassing op ons lewens vandag, eerder as om te kyk maar wat is die probleme wat ons het en dan 'n teksvers kry wat vir ons 'n oplossing gee. Nou ons het lank gedink, ons het 'n hele kreatiewe span bymekaar gekry, ons het hulle so in my gang gestaan voor my kantoor en kort mense ingebring en toe kom ons met hierdie kreatiewe naam op etenstafel gesprekke. Dit is baie kreatief en dis waar ons is en eintlik gaan dit oor gesprekke wat Jesus gehad het. Gesprekke wat Jesus gehad het met mense op etenstafels. Nou, die ideaal sou wees om vanaand julle almal hier om tafels te gehad het en laat jy knibbel aan ietsie, miskien 'n melkkossie of 'n sop of ietsie in hierdie hitte of hierdie koue. En ek sê nie, dit gaan nie in die volgende paar weke gebeur nie, so moenie skrik as jy inkom en dink, hoor jy moes 'n kaartjie se koop en dan by wie se tafel sit ek nou en al daai goed nie.
Maar dit sou ideaal gewees het, want ons gaan in hierdie volgende weke net kyk na gesprekke wat Jesus gehad het. Gesprekke wat hy met mense om 'n etenstafel gehad het, en hoe dit vandag nog op my en jou lewe 'n groot rol speel. Nou, etenstafels, vir my was dit al baie in my lewe, en miskien vir jou ook, dis waar nogal groot gesprekke gebeur. Lewensveranderende gesprekke. Ek weet almal wat verloof raak, nie almal raak by 'n etenstafel betrokke by verloof nie, maar iewers gaan jy saam eet, of voordat het jy eers gaan eet saam met hom of haar, om, ek weet nie, te kyk, jy weet, hoe eet hulle daai ribbetjies, of sit daar iets tussen die tande, ek weet nie, daar's iets wat gebeur. Of miskien was dit by 'n besigheid wat jy vir onderhoud gegaan, en hulle het gesê, nee, moet ons nie kantoor kry nie, kom ons gaan vir 'n middagete, en dan wil hulle daar sien. Daar's 'n klomp goed wat gebeur by 'n etenstafel. Vir myself ook, as my pa hulle sê, hoorie, terwyl ons eet vanaand, dan wil hy gou iets bespreek, en dan is dit gewoonlik redelike ernstige dinge. Maar miskien het jy al gewonder, miskien het jy al, en party mense dink, joh, dis 'n baie churchy ding om te doen, maar het jy al ooit gewonder, as Jesus saam met jou aan tafel moes wees, wat sou die gesprekke gewees het? Wat sou die gesprek gewees het? Waaroor sou hy gepraat het? Sou hy hard ingekom het en gesê het, hoorie, daar is dit en dit en dit in jou lewe, of sou hy 'n rustiger kant gevat het en sê, ek wil nie nou oor hierdie goed praat nie, jy weet, miskien die onderwerpe so half vir my tot nagereg, en dan sê, hoorie, terwyl ek en alleen is, ek weet ons eet nou nie meer nie, maar ek wil gou met jou oor praat. Wat sou gebeur het? Sou hy die genade wat hy 'n Samaritaanse vrou bewys het, of hoe sou Jesus opgetree? Dis goed waaroor ek al baie wonder. Baie keer as ek op die pad is en ek ry alleen, dan bid ek nou maar so en praat met die Here, maar dan wonder ek, hoe sou die gesprek gewees het as hy fisies langs my kon sit, en soos 'n mens sit en gesels? Wat sou die gesprekke gewees het? Hoe sou die dinge gebeur het? Wat sou die taxi gedoen het en ons reaksie gewees het daarna? Dit is vreemd hoe al hierdie goeters is. Maar ek lees eendag in 'n boek waar 'n teoloog, Robert Cardinal Sarah, skryf hy juis oor tafelgesprekke. Want 'n tafelgesprek, 'n etenstafelgesprek is miskien 'n leksheid wat ons bietjie besig is om te verloor. Ek weet nie hoeveel van julle sit nog as gesinne om 'n tafel nie, maar baie keer kan dit net wees, hoor jy, ons hardloop gou deur die week se dinge. Dis eintlik maar 'n dagboekgesprek. Hoor jy, ons moet so laat daar wees, so laat opstaan, hare moet gedoen word, is die koslike gepak, daar afgelaai word, wie gaan 'n bus mis, wie ry bus, wie waar, wie gaan skool mis, al daai tipe van goed, of hoor jy, ek is dan op reis, ek is dan in 'n ander dorp, dis besigheidsgesprekke baie, of is daar gesprekke wat 'n mens bietjie werklik incheck? Wat pa en ma met kinders kan incheck, of ouers met kinders, en die kinders weer met die ouers, of met ander ander generasies. Ek wonder of dit nie 'n leksheid is wat ons bietjie besig is om te verloor in ons tyd nie. Ek byvoorbeeld het 'n ding teen as ek in 'n restaurant kom en ek sien almal is op hulle selfoon om 'n tafel. Ek stap sommer oor en sê, hoorie, speel hulle battleships of wat gaan hier aan? Ken hulle, my vrou en kinders self my los hulle, en sê ek, nee, gaan ek na hulle toe, hoor, ek ken julle nou nie, maar wat gaan nou hier aan? Hoekom praat julle nie met mekaar nie? Sit in die duurste restaurant en almal op hulle selfoon en neem selfies, maar praat nooit met mekaar nie. En dis iets wat ons gebeur nou hierdie teoloog, hy skryf hierdie ding ook, Robert Sarah skryf hier, hy sê, hy dink saam met die vermoë om 'n etenstafel diep gesprekke te hê, het ons ook die sin van verlossing van God verloor. Hoor mooi, ons het die sin van verlossing van God verloor, dat ons nie meer dink, dis nodig nie. Hoor net hoe sê hy dit, en ek gaan dit in my beste Engels lees, hy sê, man does not feel that he's in danger. Many in the church no longer dare to teach the reality of salvation and eternal life. There's a strange silence concerning the last things. Preachers avoid speaking about original sin. That appears to be old school. The sense of sin seems to have disappeared. Good and evil no longer exists. Relativism, that terribly effective bleach, has wiped out everything in its path. Doctrinal and moral confusion is reaching its height. Evil is good, good is evil. Man no longer feels any need to be saved. The loss of the sense of salvation is the consequences of the loss of the transcendence of God. In kort sê hy, die mensdom het nie meer gedink, of dink nie meer is nodig, om oor redding te praat nie. Om te praat oor, hoorie, is jy gered, hoe gaan dit met jou, ken jy Jesus, al hierdie dinge, daar's verse in die Bybel wat vir my wakker laat lê, wat sê, hoorie, al het jy in my naam gepreek, al het jy wonderwerke gedoen, gaan ek vir jou sê, ek ken jou nie. En ons dink, ons sit hier in kerk,
Jesus, ek het daarom op die koudste dag van die jaar, het ek daarom my aanddiens bygewoon, ek dink dit tel vir iets. Maar al wat hy gaan vra is, ken jy my? Want ek ken jou nie. En dis wat hy sê, hy dink nie meer is nodig nie. 'n Maand terug is nog 'n familielid van ons oorlede en ek sit met 'n vriend en praat, eintlik iemand wat ek jare laas gesien het, letterlik 20 jaar laas gesien het. En ek sê vir hom, hoorie, hy vra vir my hoe gaan dit? Ek sê man, ons is 'n bietjie deur 'n rowwe tyd, hier is die storie. Sy eerste vraag is, het sy Jesus geken? Nee, hoorie Darius, ek's regtig jammer om te hoor nie. Toe ek die nuus aan hom breek, 'n familielid oorlede, sê hy, het sy Jesus geken? Ek sê ja. Hy sê nee, joh, dan het ons daarom hoop. Ek's jammer oor julle verlies. Toe kom hy eers by daai deel. Dit was sy hoogte, sy myn agenda van daai gesprek was, het sy Jesus geken? En hierdie teoloog sê, hy dink mense het dit so bietjie verloor. Om oor redding te praat, oor die gevolge van ons lewe te praat, oor wat sonde doen en die gevolge van sonde. As jy kyk hoe ons vandag leef, everything goes. Dinge wat vir ons ouers en ons oupas en oumas taboe was, is nou maar net, well, dis okay. Dis nou maar net okay. Ons bly so saam, of ons doen dit so, of dit gebeur, of ons slaap nou maar saam, whatever, solank sy net nie swanger raak nie, dis okay. Maar as ons kyk na gesprekke wat Jesus gehad het, was sy hooftema, was heeltemal iets anders as wat ons moontlik het maak. Nou ek onthou, toe ons jonk was, ons het klokslag elke aand, dieselfde tyd geëet, sodra pa van die werk afkom, hier by 6:00, dan eet ons, dan sit ons 4 en dan sel my pa hierdie woorde sê, hy sê, terwyl ons eet, wil ek net gou oor hierdie praat, dan sak daar so stilte oor daai tafel. Want terwyl ons eet, you've got nowhere to run. Dis nie asof jy nou kan sê, ek gaan in my kamer eet, nie? Jy's daar, en nou sê ek, wil net gou gepraat, luister manne, ons is 4 seuns, ek en my broers, en sê, hierdie telefoonrekening is verskriklik hoog. Nou ons het nog daai telefone gehad wat jy so jy moet bel. Jy is die heel dag by die skool, maar jy weier om met die meisie te praat, dan vanaand nou lê jy 1/2 uur op die foon. Hoe was jou dag? Ek het jou gesien in biologie. Ek het jou nie gesien in wiskunde nie. Wel, ander storie. Maar in elk geval, as dit nou lang gesprekke, maar dan my pa sê, hoorie ouens, ons kan nie hierdie werk, of hy sal sê, hoorie manne, eksamen lê voor, ons moet nou kyk, hoe gaan ons hierdie sport doen, of partykeer was dit gesprekke om te sê, hoorie, dis wat gaan gebeur, dis hoe die naweek gaan werk, maar daar was gesprekke wat sê, hoorie, terwyl ons so eet, wil ons net gou op iets fokus, en bietjie oor gesels. Maar dit was aangekondig, daar's iets wat gebeur het. Nou vanaand se storie, tel ons op, waar Jesus deur Jerigo stap. Nou Jerigo in die Ou Testament, jy het gehoor van hom waar die Israeliete om Jerigo se mure moes stap en met trompette gaan, God het 'n wonderwerk gedoen en die mure het omgeval en afgebreek en hulle het die plek oorwin. Nou hierdie is jare later en Jerigo se mure is weer herbou, die stad is weer in werking en Jesus en sy disippels en 'n skare mense is besig om daar deur te gaan. Nou jy gaan die storie dadelik herken of jy gaan miskien ken jy die storie, maar na vanaand sal jy. En ons stel die storie op waar Jesus deur hierdie stad stap in Lukas 19 vers 1 tot 4. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevyboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. So 'n bietjie agtergrond op Saggeus. Saggeus is 'n belastinginvorderaar. Hy werk vir SARS in vandag se tyd. Maar die ding van Saggeus was 'n Jood, maar hy het vir die Romeine gewerk, en wat hy gedoen het, hy het die Jode erger belas as wat nodig was. So as die belastingpersentasie 50% was, het Saggeus dit 75% gemaak, en dan het hy die geld wat hy ekstra gemaak het vir homself gevat. So die Jode het vir Saggeus gehad. Die Romeine, they couldn't care less, hy bring ons geld en ja, die ouetjie is daar. Maar Jesus se naam het hom vooruit geloop. Mense het geweet, Jesus is op pad, en dit kan wees as gevolg van wonderwerke wat hy reeds gedoen het, maar daar is 'n skare mense wat loop, en almal weet, hoor, Jesus is op pad, almal is op die strate, hulle staan daar aan die strate. Nou ek was net eendag, ekskuus tog, in Egipte met hulle Ramadan. En met hulle Ramadan is almal op die strate. Kan ek vir jou sê, dit is nie so lekker, wanneer die hele Egipte op hulle strate lê, en jou vrou is blond nie, dis die ander ding. Ek het daai dag gedink, Moses, hoekom het jy net een doodgeslaan? Hier moes 'n paar. Maar dit is nog al 'n gevoel, as daar net so baie mense is.
Nou Jesus kom, hulle staan, in my oë is dit net hierdie, dis soos 'n groot kermis, en is net mense wat staan, en Saggeus is te kort. Hy's vertikaal gestremd, en hy kan nie Jesus sien nie. So hy klim in 'n boom. Nou ek weet nie hoekom het Saggeus in die boom geklim nie, wou hy maar net sien, hoe lyk hierdie Jesus oor wie almal praat? Of was daar iets binne in hom wat hy gesê het, ek het gehoor dat 'n vrou aan hom geraak en sy het genees geraak. Ek wonder of daar iets binne in Saggeus was wat sê, hoorie, maar ek is ook 'n Jood en hy's een van ons mense en alhoewel ek nou teen die Jode hier is, ek weet nie wat in Saggeus se lewe gebeur het nie, maar Saggeus wil in daai boom staan. Hy wil in daai boom wees en hy wil vir Jesus sien. Nou terwyl hy in die boom sit, kom stop Jesus reg onder sy boom. Nou dis soos wanneer 'n dominee vir jou nou hier van voor af vra, hoorie, kom jy gou vorentoe, jou handpalm slaan sweet uit, jou hart begin klop en jy's uit al die mense, hoekom kies hy nou vir my? Dis hoekom van hulle daar agter sit, hulle is so bang vir daai tipe preke. Maar Jesus stop onder die boom by Saggeus en dan sê hy vir Saggeus, hoorie, jy moet afkom. Nou lees jy Lukas 19 vers 5. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Nou jy kan dink die verbasing op Saggeus se gesig, maar ook die verbasing van Jesus wil by ons kom eet. Ander vertaling sê, want ek moet vandag by jou kom eet. So hierdie is nie daai, hoorie Saggeus, ek gaan gou by jou huis omkom, ek wil net 'n bekertjie water hê nie. Dis nie soos die ou dominee wat kom huisbesoek doen en net 'n koffietjie en 'n melktertjie eet en dan waai hy weer nie. Hierdie ding gaan tyd vat. Nou onthou hulle kultuur was anders, dis goed wat meer normaal gebeur het as by ons, dat jy sommer net iemand van die straat afbring en nou gaan hy kom eet, maar Jesus nooi homself. Hoe cool is dit? Jesus nooi homself en hy sê, nou ek wonder toe Saggeus in die huis inkom, hy vrou, dis Jesus, hallo, dis klein Saggeusie en dis klein Geesie en ek weet nie wie dit almal. Maar hy kom daar, en nou ons het nie die detail, ons het nie die voorreg om die detail van die dialoog wat daar binne gebeur het, te hoor nie. Maar een ding weet ons, dit was nie normaal dat Jesus by Saggeus ingegaan het nie. Dit was nie normaal dat Jesus aan tafel gaan sit het, saam met Saggeus nie. Hoe weet ons dit? Want Lukas 19:7 sê vir ons, Lukas het dit vir ons so mooi, hy sê, almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Ek wonder wat sou mense sê, as Jesus vandag hier in lewende lywe moes loop en by my of jou huis moes ingaan. Wat sou Jan publiek gesê het? Kan nie glo hy gaan daar in nie. Of ek wonder nou, hoekom gaan hy daar in? Ek wonder wat het daar gebeur. Maar Saggeus, die mense om hom het gesê, hoor, hier is iets fout. Hoekom gaan Jesus by hom aan? En Jesus sê, Saggeus, ek wil by jou aan huis kom. Ek wil saam met jou 'n etenstafel gesprek hê. Ek en jy gaan eet. Ek wonder, wat was die gesprekke wat Jesus gehad het? En ons gaan in die weke wat kom na klomp van hierdie gesprekke kyk, want dit het vandag nog 'n effek op elkeen van ons. Nou ek wonder, waaroor het hulle gepraat? Dis goed waaroor ek al baie gedink het. Ek wonder of hulle lank gepraat het oor Saggeus wat sê, Jesus, maar hoe het jy by my gestop? Daar was 'n klomp bome, hoe het jy my raak gesien? Of miskien het hulle gepraat oor die ekonomie van die land en oor wat die belastingsyfer eintlik is en hoe dit gaan nou dat Jerigo se mure herbou is en het die ekonomie herstel. Miskien het hulle gepraat oor dit wat ons nou praat, die verkiesing. Maar wat doen die Romeine met die Jode? Miskien het hulle alledaagse gesprekke gehad. Miskien het Saggeus gevra, Jesus, waarheen is hy op pad? Waar gaan die volgende? Watter wonderwerke gaan hy nog doen? Ek weet nie wat was die gesprekke daar nie. Die disippels was ook nie binne dat hulle vir ons kan sê presies wat daar gebeur het nie. Maar een ding weet ons, Jesus het oor iets gepraat wat Saggeus se lewe vir altyd verander het. Jesus het by 'n etenstafel 'n gesprek gehad wat sê, dis vir my belangrik genoeg om hierdie gesprek met jou te hê. Ongeag of jy my ken of nie ken nie. Ongeag hoe lank ek al by jou is, nou ek weet, ons is so. Selfs jou goeie pelle, ons dink jy gaan die moeilike gesprek met iemand wat jy goed ken hê, ons het dit nie. Want jy wil nie op tone trap nie, jy is so bang daai verhouding kry seer. En ek het al baie keer myself gevang, want ek dink, hoorie, as daai mense vanaand gaan kom kuier, dan wil ek wil graag met hulle hieroor praat, en dan kom ek net nooit daar, en sê my vrou, en? Ons het nou nooit daaroor gepraat nie, ja, jy's tyd het so vinnig gegaan, 6 ure net so. Maar Jesus praat daaroor. En ons gaan nou kom by die vers wat sê, Jesus sê, hoorie, maar hierdie is aan my boepunt van my agenda.
Iewers in die gesprek met Saggeus, iewers rondom daai etenstafel, en ons weet nie of Jesus hom direk gekonfronteer het en gesê, hoorie Saggeus, jou lewe is besig om na die dood toe te lei. Die lewe wat jy leef is 'n valse lewe, dis nie wie ek wil hê jy moet wees nie, dis nie wie God jou gemaak het nie. Ek weet nie of Jesus hom so direk aangespreek het, en of hy net 'n paar goed genoem het, wat Saggeus self besef het, hoorie, ek is besig om my eie lewe en my kinders en my vrou en almal se lewens te verwoes. Maar iewers in daai gesprek gebeur hierdie, toe hulle klaar is, Lukas 19 vers 8. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Saggeus het 'n ommeswaai in sy lewe gehad. Saggeus het eintlik tot bekering gekom, hy's eintlik weergebore tydens daai etenstafel gesprek. Iets het daar gebeur wat Saggeus gesê het, my ou lewe gaan na die dood lei. Ek wil 'n nuwe lewe lei. Nou in my geestesoog dink ek, hulle was besig om uit te stap, want dis toe Lukas, die mense met wie ek gepraat het, die disippels, hulle weer kon hoor, wat het daar gebeur. Nou dit is interessant wat Jesus doen, en ek dink ek doen dit baie, en ek wil jou nie insleep by my goed nie. Ons spreek mense partykeer aan, en as hulle sonde erken, of hulle foute erken, dan voel jy amper so sleg, en sê, hoorie, maar ek wil jou nou nie laat sleg voel nie, en ek beskuldig jou nie van iets nie. Ek wil nou nie op jou tone trap nie, en ek het dit nou nie so bedoel nie, jy weet, as die skoen jou pas, ons probeer dit so lig maak. Hoor hoe antwoord Jesus dit in vers 9 tot 10. Hy sê, daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Sien, daar is Jesus se hoofagenda. Vir enige ete wat Jesus self hom genooi het, of ander mense hom genooi het, kan ek jou beloof, dit was sy hoofagenda van elke ete, was om te soek en te red wat verlore is. Enige gesprek wat Jesus is, was dit top of mind. Wanneer ons kan oor 'n klomp goed praat, maar ek wil net dan weer uitkom by, is jy gered, want dis waarvoor ek gekom het. Dis waarvoor ek gekom het. Enige iemand wat 'n huisbesoek doen, wat versekering of lewenspolisse en goed verkoop, hulle sal bietjie chit, en dan kom hulle en sê, hoor, ek wil net weet, hoe lyk jou testament, hoe lyk jou goed? Hulle kom by die punt uit waarvoor hulle gekom het. Jesus, hy doen presies dit. En daai uitnodiging staan vanaand nog. Die uitnodiging dat Jesus sê, hoorie, maar ek wil saam met jou kom eet. Ek wil saam met jou 'n gesprek hê. Ek wil met jou praat, dit hang af hoe jou prentjie van Jesus lyk. Of jy opgewonde gaan wees oor hierdie gesprek, en of jy bietjie nervus gaan wees en sê, wow, my prentjie van my hemelse Vader is kwaai, so as hy saam met my wil eet, dan begin ek al dink, wat het ek verkeerd gedoen? As jou ouers vir jou sê, hoorie, ons wil vanaand bietjie praat, dan dink jy, wow, hulle het nou weer iets in die skool gehoor, hulle het nou iets by daai meneer of juffrou gehoor, of een van die maats het geklik, of wat ook al, hang af wat jou prentjie is. As jy ou vir wie jy werk, of die vrou vir wie jy werk, sê, hoor, ek wil graag so 'n bietjie gaan eet, dink jy, hey, bonus tyd, of jy dink, hulle gaan die plek toemaak. Dit hang af wat jou prentjie is. Maar sien, Jesus het geweet, by etes, het hy jou aandag. By etes is dit intiem, by etes is dit, hoorie, ek is in jou spasie en jy is in my spasie, en nou kan ek en jy praat, onthou hulle etes het anders gelyk, ons sit oor kant tafels, hulle het so half na mekaar toe geleun en gelê, en dan het jy hierdie gesprek, en in die weke wat kom, gaan jy sien, by een ete het Jesus sommer 3 keer 'n fight gepiek, by een ete waar hy homself weer genooi het, want sy agenda was duidelik, om dit wat verlore is, te red. In Johannes 4 sê hy dit. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Jesus sou niemand laat gaan het. Hy sou nie een keer 'n gesprek nie gehad het, of 'n ete laat verbygaan het, deur nie met iemand te praat oor dit waarvoor hy gekom het. Hy sê, hoorie, ons eet nou saam, maar die kos wat ek eintlik kry, wat my eintlik voed, is om te doen wat my Vader my voorgestuur het. Dit gee vir my adrenalien, dit gee vir my energie, dit gee vir my weer wil om aan te gaan, want ek doen wat God my voorgestuur het. Hierdie uitnodiging staan vir my en jou. Uit die aard van my beroep word ons baie na troues toe genooi.
En dan kyk jy na die uitnodiging en eintlik wanneer jy die uitnodiging kry, raak jy opgewonde en baie keer as jy by 'n troue kom en dink jy, "Wow, hoorie, dit lyk nou lekker, die kos lyk lekker en goed." Maar jy wonder altyd oor wie gaan jy sit? Wie is die mense oor wie jy gaan sit of langs jy gaan sit? Almal wonder by wie gaan die dominee sit en hulle sê so, hy sit aan ons tafel. Maar dan is die groot ding, waaroor gaan ons praat? Hulle praat lekker tot hulle hoor jy is die pastoor. Sien jou nou. Waaroor praat jy wanneer mense by jou kom kuier? Wat is die laaste gesprekke by jou laaste kuier? Wat is die goed waaroor jy gepraat? Dit is vir my vrek interessant. Wanneer vriende by ons kom kuier of familie by ons kom kuier, dan in die aand as ek in die bed lê, dan gaan ek deur al die gesprekke wat ons gehad het. Dan dink ek wonder hoe het ons oor daai ding begin praat en dan begin ek dit so backtrace. Dit was toe ons oor dit gepraat het dit aanleiding gegee tot daar en daar het ons toe daar uitgekom. En kan jy glo, toe weer by die begin uitgekom en dis toe ek weer die aand verby. Ons gesels is nou op, nou moet hulle gaan. Maar hoe was jou laaste gesprekke? En hierdie het vir myself so gekonfronteer. Wanneer laas het ek Jesus uitgenooi en sê, ek wil graag saam met jou om 'n tafel sit. Ek wil graag 'n gesprek en hier's 'n paar goed waaroor ek wonder of, wanneer laas het ek jou uitnodiging aanvaar waar Jesus vir my sê, hoorie, ek wil saam met jou eet vandag. En terwyl ons eet, wil ek sommer met jou oor hierdie en hierdie praat daar is. Ek was woes gekonfronteer oor wanneer laas het ek iemand reguit gekonfronteer oor die goeie nuus. En gekonfronteer klink miskien vreemd, oor sê hoe konfronteer jy iemand met die goeie nuus? Wanneer laas het ek met iemand reguit gepraat oor die goeie nuus dat Jesus vir ons gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, dat ons sondes vergewe is en dat ons vry kan leef, dat ons hierdie lied kan sing. Ek is 'n kind van God. Sien, ek's geneig om, ek's nou die pastoor, so ek wil dit nou nie awkward maak nie. En meantime, wag mense eintlik vir dit. Wag hulle om te sê, hoor ek wil net weet, hoe gaan dit met hierdie, hoe doen ek hierdie, hoe kom ek nader aan Jesus, maar omdat die pastoor dit nie opbring nie, nou gaan ek dit ook nie opbring nie, want dan is dit awkward. En my etenstafel gesprek met Jesus was 'n oomblik soos 'n gees en dat ek 'n openbaring gekry het en besef, wow, daar's dinge in my lewe wat moet verander. Daar's goed in my lewe wat drasties moet verander, en ek's besig om nie te doen wat God my voorgeroep het nie. Hierdie is maklik. Want julle kom, selfs in koue weer, hierdie is maklik om die goeie nuus te kom verkondig, want julle sit en luister, maar om 'n etenstafel gesprek, in die Harwar om 'n boardroomtafel, het ons daai gesprekke dan, want Jesus het nie een keer dit gelos nie. Daar's 'n gemeente waaroor Paulus skryf in Kolossense. Hy skryf hierdie gemeente 'n brief en die gemeente se naam is, ek sukkel om dit uit te spreek, Laodicea of wat ook al. Gaan kyk, Kolossense 4. Hy skryf hierdie gemeente 'n brief en hy sê, hoor julle, hier's goeders wat julle doen en is dinge wat goed gaan en julle doen. Nou, hierdie dorpie, hierdie stad, hierdie gemeente in Laodicea was die banke, dit was die ekonomiese hub van daai tyd wat nou vandag Turkye, 'n deel van Turkye is. So hy skryf vir die gemeente wat sê, hoor julle is die Johannesburg Stock Exchange, julle hou die hele plek aan die gang, julle is die plek waarna toe mense stroom. Dink net bietjie, ons sit in Gauteng, die grootste provinsie, vir 'n rede. Jy's gebore vir 'n tyd soos hierdie, jy werk en bly in 'n plek soos hierdie, vir 'n tyd soos hierdie, want God nooi my en jou uit, en hy sê, gaan hê die gesprekke met mense. Gaan vertel die goeie nuus. Gaan kyk na hulle redding, gaan kyk of hulle my ken. Die Heilige Gees sal ons help, ons moet net reageer op dit wat hy doen. Nou hierdie selfde gemeente, Johannes kom in Openbaring, en hy skryf vir 7 gemeentes, waarvan een van hulle hierdie selfde gemeente is. Hy skryf vir die gemeente, en Paulus het geskryf, hoor julle doen goed, maar hier's 'n paar dinge wat ons moet doen. Dan kom Johannes en die visioen wat hy kry in Openbaring, lyk heeltemal anders. Hoor net wat skryf hy vir daai gemeente. Hy sê, God, Jesus praat hier, so hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie.
as julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. As die doekies omgedraai nie. Hierdie brief gaan aan hierdie gemeente en sê, julle is lou warm. Dit gaan oor redding, dit gaan oor, hoorie, is die redding daar, dit help nie, ons sit net hier, ons is net lou warm nie, hy sê, ons moet hierdie goed reguit praat, want dit help nie, ons praat nie daaroor nie. En sien, dit wat die teoloog geskryf het, hy sê, hy dink nie dit gebeur meer nie. Predikers is bang om vir mense te sê, turn or burn. Want vir jare is dit al wat kerke gedoen het, en almal het so skuldig gevoel, dat niemand meer wil gaan nie, want die ou gaan weer op ons skree, en weer met ons beklei. Maar wat as jy 'n vriend het, wat as jy 'n vriendin het, wat as daar 'n familielid is in jou gesin, wat nie hom ken nie? En eendag staan ons in die hemel, en jy sien hoe hulle verbygaan na ewige hel toe, en dink, dit was my beurt, dit was my kans, ek moes hulle vertel het. Pas nagte wat ek gelê en huil het, oor sportspanne waarna ek gespeel het, en in daai stadium het ek gedink, het gaan net oor die sport, maar later te besef ek, die Here het vir my 'n platform gegee, en ek moes daar 'n verskil gemaak het, maar ek het. Maar mense het in my lewe dit gedoen, wat nie bang was om met my te praat oor my redding nie bang was om my te praat oor ken ek vir Jesus, en hoe is my verhouding met hom nie. Dis een ding om hom net te ken, maar het ek hom werklik lief? Sien, hierdie stuk is baie duidelik. 'n groot gesprek wat sê, hoorie, julle is lou warm. Wanneer laas het jy daai gesprek met jouself gehad, en sê, is ek on fire vir Jesus, of het ek koud geword? Hoeveel tyd spandeer ek saam met hom? Ken ek hom werklik? Wat gaan ek en hy oor praat? Gaan ek bang wees wanneer hy opdaag, of gaan ek so met opgewondenheid sê, ek wil met u praat oor die volgende stappe? Wat moet ons volgende doen? Waarheen wil jy my volgende stuur? Jesus het etes gehou vir een rede, vir redding. Hy het om 'n etenstafel die nagmaal ingestel, en gesê, julle sal altyd hierna dink, dit is my liggaam, dit is my bloed, waaroor gaan dit? Dit gaan oor redding. Hy sê, as julle eet, moet julle aan my dink. As jy brood eet, as jy sap drink, wyn drink, hy het iets kom doen om hulle, die disippels en al sy volgelinge se brein net heeltemal oop te breek en sê, elke keer wat jy aan 'n tafel sit, ja, jy gaan 'n gebed doen, maar imagine my langs jou sit. En hoe is daai gesprek? Wat is die agenda? Nou, ek wil so rukkie net wegbreek van die teks af. Hoeveel voorbereiding doen jy wanneer mense by jou kom eet, oor dit waaroor jy gaan praat? Dit klink vreemd, né? Nou, ek het so 'n oom geken, en hy is nou al oorlede, 'n professor, baie slim, eintlik 'n dokter. En hy het eintlik my skoonouers baie beter geken, hy het gebly op die plek waar ons vir meer as 20 jaar al vakansie het. En iets wat ek nooit van hierdie oom geweet het nie, hy het 'n sekere, ek wil dit amper sê, habit gehad. So eendag sit ek op die strand, en dit klink nou regtig Holy Joe, maar ek sit die oggend vroeg op die strand en Bybel lees, en hy kom verby, hy het gaan stap, en hy begin vir my vra oor die Bybel. Hy sê, maar ek wil hê jy moet oormôre, moet jy gou by my kom kuier. Oormôre 2 uur, moet jy by my kom kuier, ek wil jou iets wys in my library, my biblioteek, sy studeerkamer. En dit is vir my vreemd, hoor, hoe groot kan dit wees in 'n studeerkamer, ek kan sommer nou kom, hy sê nee, oor 2 dae. Gaan toe soontoe, hy gee vir my boeke wat hy gelees het oor wie is God, of God werklik is, goed wat teorieë is, en al hierdie tipe, wat conspiracy theories, en ek kom agter, maar hy soekend vir Jesus. Hy soekend vir Jesus, 'n man in sy 70's, briljant, al die grade is teen die muur op, maar hy soekend na Jesus, en ek staan daar, en al wat ek dink is, ek wil beter gaan voorberei, want ek wil vir hom 'n regte antwoord gee. Ek wil nou eers al hierdie boeke gaan lees, en dan wil ek terugkom, want ek is bang, as ek nou met hom praat, gaan hy uit een van hierdie boeke my kan antwoord.
En ek het 'n geleentheid gemis. Ek sê nie hy het nie die Here geken nie. Maar ek kon sien daai dag hy het iets gesoek. Nou wat ek nie geweet het van hom nie. Hierdie oom het nooit 'n ete onvoorbereid ingegaan nie. So wat hy doen is hy nooi jou vir ete en sê ons gaan oor 4 aande gaan ons by daai en daai plek eet. Of julle gaan oor 4 aande by ons kom eet. En dan het hy baie moeite gedoen met die kos. Elke kos mooi verduidelik 'n hele storie hoekom hierdie voorgereg so spesiaal is, hoekom hierdie hoofgereg so spesiaal is en hoekom daai wyn by dit pas en al hierdie tipe van goed. Maar die ding wat hom uniek gemaak het, of vreemd, vir elke ete saam met mense het hy 3 topics gekies voor daardie mense opdaag. En in die dae na die oploop van die ete het hy gaan navorsing doen oor daai 3 goed. En hy het die hele aand se gesprekke geswaai en gemanipuleer dat dit op 'n mooi manier by al 3 hierdie topics uitkom. En een sal sport wees en die nuutste goed rondom dit en dan bietjie ekonomie, maar hy het gaan oplees oor dinge en dan gooi hy dit net so in en dan begin almal daaroor praat en natuurlik het hy altyd baie slimmer geklink en gelyk as die res, want hy was voorberei. En toe ek hierdie week weer Saggeus se storie lees en laasweek weer Saggeus se storie lees, so dink ek, Jesus het nie onvoorbereid ooit iewers opgedaag, want hy het geweet waaroor hy gaan praat. Hy gaan praat oor redding. Want dit was sy hoofagenda. En Jesus het aangepas by elke tipe mens wie hy by gekuier het. Hy het hulle lewens geken, dit was voor hom oop, maar dan het hy aangepas, met boere het hy oor boere goed gepraat, en oor landbouers, en oor die tax collectors het hy oor geld gepraat, hy het presies geweet wat sal hulle aandag kry, en in dit oor hulle redding gepraat. Wanneer laas het jy met iemand oor hulle redding gepraat? Wanneer laas het jy met Jesus 'n gesprek gehad oor jou redding? Here, ek het lank terug belydenis van geloof afgelê, of Here, ek het daai dag tot bekering gekom, maar ek moet sê, daar's 'n deel van my wat wonder of ek en U nog okay is. Jy gesien hoe vreemd dit is wanneer jy saam met iemand gaan eet met wie jy nie op 'n goeie voet is nie. Jy weet nooit wanneer moet jy die ding aanspreek. Jy moet jy die olifant in die vertrek eerste aanspreek, en ek praat nie van haar nie, ek praat van die gesprek, die topic. Begin jy som en sê, luister, voor ons eet, kom ons praat, kom ons kry die ding agter die rug, of wag jy, eet jy maar lanktand, en wag tot daai persoon dit opbring, of miskien is dit iets by die werk. Ek weet nie hoe Jesus het gedoen met Saggeus se lewe nie, maar hy het dit aangespreek. Nou in dieselfde Openbaring kom die uitnodiging weer. Die uitnodiging vir redding, Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou. Daar gaan 'n ete wees. En hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ek moet self oor hierdie ding gaan dink. Here, wat sê U vir hierdie gemeente? Sê ons het lou geword? Sê hoor jy het lanklaas bietjie ingecheck oor hoe gaan dit met elkeen se redding? Of is dit 'n gesprek van Here, dankie, dat ons weer kan besef dit wat U vir ons gedoen het, want dan gaan ons aanbidding anders lyk. Dan gaan ons anders sing, ons gaan anders leef, ons gaan anders praat, ons gaan anders gee, want dit kom uit 'n dankbare hart uit wat sê, ek besef, ek het die beste nuus, dat dit in ewigheid ingaan, het ek klaar gehoor en aangeneem. Ek dink kerk is vir te lank 'n boksie tik ding geraak. Ek gaan deur Sondagskool en dan gaan ek deur belydenis en dan raak ek weg tot ek weer eendag moet trou en dan trou ek en dan raak ek weer weg en tot die eerste kind kom en dan doop ons hulle en dan raak ek weer weg en iemand in die familie gaan dood en dan kom ek weer by die kerk uit. Of is dit 'n plek waar ek sê, hoor, ek kom eet saam met medegelowiges. Ek kom en ons hou nagmaal en terwyl ons eet, gee ek Jesus tyd om met my te praat. Ek bly vir 'n oomblik stil en
Ek gee nie net vir hom 'n shoppinglys van goed wat ek dink moet verander nie. Here, en as die regering net dit en dit kan doen, en as die verkiesing net so kan uitwerk, en as die rand dollar net volgende week dit kan doen. Here, en as hierdie koue nou net vir 2 dae kan hou, en dan kan as ek ophou net bietjie my goed sê, en sê, Here, praat U met my. Kan ek seker wees, ek gaan soos Saggeus daar uitstap, verander. Maar die uitnodiging staan vanaand nog. En in die volgende lied kan jy op jou eie tyd nagmaal gebruik. En as jy nie gekry het by die deur nie, kan jy net jou hand ophou, iemand gaan na jou toe kom. En jy hoef nie 'n lidmaat te wees van hierdie gemeente nie. Jy kan terwyl jy eet, net hoor en sê, Jesus praat met my, Heilige Gees praat met my. Hoe gaan dit met my redding? Hoe gaan dit met my lewe? Vertel vir my, waar het ek 'n geleentheid gemis, of waar is die mense, wie is die mense met wie ek 'n gesprek moet hê? Sonder om bang te wees. Bang te wees, ek gaan op hulle tone trap, want ek trap eerder op tone, as wat ek iemand los om tot in die ewige hel in te gaan. Dis die manier hoe dit gedoen word. En ek dink Jesus het dit altyd met soveel liefde gedoen. Met soveel deernis, dat mense net so selfoortuigend raak van, ek wil daai lewe hê en ek wil dit aanneem. Maar die uitnodiging daar uitgesit. So vanaand op jou eie tyd, terwyl hierdie lied gesing word, terwyl ons eet, terwyl jy brood eet en terwyl jy sap drink, wil jy nie 'n gesprek hê met hom. En sê, Here, praat met my. Want ek glo dat U vir my gesterf het, ek glo U het opgestaan uit die dood, ek glo ek is vergewe, maar hoekom voel ek skuldig? Hoekom sukkel ek nog met hierdie gedagtes? Hoekom is my prentjie van U nog anders? Mag jy vanaand vrykom. Mag jy soos Saggeus vrykom van ou leuns wat die duiwel jou vertel het, mag jy vrykom van ou gewoontes, wat sonde is, maar ons noem dit net habits. Mag jy vanaand veranderd die uitstap. Kom ons gebruik die nagmaal saam. You set a place for you at the table. We make space and room. Come and eat with us. Come and eat with us. You provide the food, the bread of life, your body broken for our hope and healing now. Our hope and healing now. You pass the cup, your blood poured out, our sins forgotten, all things made new. The King enthroned is in our home. We welcome you. You're and break the bread for the wine. Come in with us, come in with us, Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord. With us today. So let the children come, sons and daughters, we're all family here, joined by grace. So
your precious grace and love. You Christ the blood, your blood poured out, our sins forgotten, all things made new. The King enthroned is in our home. We welcome you. You're welcome to break the bread for the wine. Come in with us. Come in with us. Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord. Eat with us today. Jesus, dankie dat U vanaand aan ons harte kom klop het. En dankie vir die belofte en openbaring wat sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, saam met hom 'n feesmaal hê. Ek dankie vir harte wat vanaand by oopgegaan het, wat besef, Here, maar ek het U eintlik buite gehou. Ek wou nie praat oor daai ding nie, want ek voel so skuldig, of ek is eintlik nog so bietjie kwaad. Of Here, ek weet ek is verkeerd en ek weet nie hoe om dit te verander nie. Dankie dat ons vanaand saam met U kan eet. U woord kan eet. Visie sap kan drink en 'n broodjie kan eet. 'n Bevestiging van dit wat ons glo, dat Jesus vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, wat beteken die dood is oorwin, wat beteken ons is vry van ons sondes. Vader, hier sit jong mense vanaand wat nie eers weet hoe het pa of ma ooit tot bekering gekom het. Nog nooit die gesprek gehad, nog nooit gevra, wat is julle prentjie van God? Dis ouers wat nog nie ingecheck het met hulle kinders en sê, hey, ken jy hom? Mans en vrouens wat al vir jare saam leef, maar nie weet waar hulle is. En dan eendag gaan ons net sê, wel, hy was 'n goeie ou, of sy was 'n goeie vrou. Of gaan ek met hoop kan sê, sy het Jesus geken, hy het Jesus geken. Dankie dat U vanaand Jesus by my kom stop. Dankie dat U vanaand by elkeen van ons kom stop, soos wat U by Saggeus gestop het. En dat U die uitnodiging weer daar buite sit en sê, hey, maak oop jou hart. Maak oop jou hart, dat ek met jou kan praat oor wat daar aangaan. Want ek wil hê niemand moet verlore gaan nie. Jesus, dit was die topagenda. In elke gesprek was dit hoe om mense by die Vader uit te kry. Hoe om mense te kry dat hulle vry is van skuldgevoel, vry is van leuns, vry is van sondige gewoontes. En vandag sit ons hier en ons paai die goed. Ons steek dit weg onder 'n jas en niemand moet weet nie, maar U nooi ons uit en sê, kom praat met my. Want ek wil met jou praat. Vader, is nie 'n mens in hierdie saal, of iemand wat hierna na hierdie boodskap gaan kyk, wat nie terwyl ons eet gesprek met Jesus nodig het nie. Elkeen van ons het dit nodig. Help ons Heilige Gees, dat ons ag gee op U roepstem. Dat ons U geklop hoor en mag ons oopmaak, sodat ons aan hierdie feesmaal kan aansit. Dankie dat U vir ons daar ook 'n prentjie gee van wie U is. En sê, hierdie gaan nie 'n food fight wees nie. Ek gaan jou nie gooi met 'n klomp goed nie. Ek wil saam met jou by 'n feesmaal sit
Want redding het gekom vir hierdie huis. Dankie dat U saam met ons kom sit aan tafel. Dankie vir 'n roep om wakker te word en sê, hey, het jy miskien lou warm geword, het jy koud geword? Onthou jy lief vir my gehad het. Mag ons weer daar kom, Vader, mag ons weer 'n gemeente wees, wat met vuur die goeie nuus verkondig. Ek bid dit, en ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen.